Goeienaand, baie welkom vanaand, 7uur, donderdag, die 12de, baie welkom vanaand by ons huisgodsdiens. Ons begin hier na die einde van die week toe te gaan. Wonderlik. Lekker, ek wil net gou hierdie ouetjie bietjie opstel, hier so, daar sy, ek dink dis nou so bietjie beter. As jy net gou vir mense kans om op te klim, daar begin hulle op te klim, groet, goeienaand. Prys die Here, lekker om saam met julle te wees, altyd lekker om saam met julle te wees, altyd lekker om saam in die teenwoordigheid van die Here te wees. Ons gaan vanaand lekker kuier, gaan julle nie lang besig hou nie, ek het vanaand vir jou 'n wonderlike woord, so, klim net op, groet gou vanaand, sê hallo, ek wil jou groet, as ek dalk vergeet, of ek sien jou nie, as ek jou nie groet nie, dis nie dat ek jou nie wil groet nie, ek sien dit net nie altyd nie, dit gaan so vinnig verby. Daar is die eerste ene wat groet. Hallo Annie, groete met jou. Hallo Wendy. Gaan dit vanaand met julle lekker warm? Dankie Here, ons het 'n swembad lekker geswem. Kan jy glo Monja het ook geswem saam met my? Joh, dit was eintlik lekker. Daai water was so lekker. Lorika, goeienaand. Rita, hallo. Ons het nou net uit die swembad uitgeklim. Maar is al klaar weer warm, maar is lekker om warm te kry, né? Hallo Tannie Magda, moeder kyk saam. Groete met julle. So ek gaan bietjie groet vanaand, so 'n minuut of 2 groet ek, so groet gou almal. Hallo Willemien, Wanda Krause, hallo Wimpie, Wanda, Wimpie werk seker, Wendy, Tennis, wat sê julle? Hallo Zelda, groete met julle. Hallo Wikus, lekker man. Yes, ek wil gou vir julle vra, maak julle Bybel oop in Jesaja 49 so lank. Hallo François. En deel van jou evangelie, dankie, vanaand wil ek net sê dankie dat julle die boodskap beseer. Ek gaan nou gou ietsie deel met julle. Tuis, goeienaand, lekker. So ja, mense, weet jy wat, klim op asseblief, groet man, sê hallo. Goeienaand Esther. En Pinkie se operasie vandag? Elnita, ja, Pinkie het 'n operasie gehad, en hoop het gaan goed aan met haar. Ja, lekker man, ja, wonderlik. Kinders van die Here wat so werk, soos daai mense, ons kan nie gelooflik genoeg dankie sê nie, dankie julle. Hallo, Letitia, groete met jou, daar by julle, gaan met Robert, yes, dankie dat julle share julle. Ek wil eerstens vanaand net vir almal dankie sê, vir almal wat gisterand was, dankie. Ons midweekdiens was lekker, dit was vrugvol, ons dank die Here, alle eer natuurlik aan die Heilige Gees, die Here, vir die krag. Ons het wonderlike terugvoering gehad, die Here het gewerk, ek wonderlike getuies, dis die woord wat ek soek, wonderlike getuie gehad, van getuies van hoe die mense die salwing in die teenwoordigheid van die Here. Annelie Marie, goeienaand, baie dankie vir elkeen wat gebid het, weet jy, die mense sê, jy het 'n vroukie vir my kom bid, hulle die hande op ons kom lê, en ja, sy is veilig by die huis en al klaar. Ja, sien nou, kyk nou daarso, klaar weer besig. Stadig. So ja, baie dankie. In die eerste plek dat jy gisterand deel was van die lig van Jesus, en ek hoop dit het vir jou 'n wonderlike betekenis gegee. Vir die wat dit nie gesien het nie, gaan kyk op die Facebook. Maar ek wil net vanaand sê, baie dankie. Dit was, ons het wonderlike getuies. Ek hou van dit, is die mense getuig hoe die Here hulle aanraak. Maar dankie vir elkeen wat opklim en deel. Ons eer die Here daarvoor. So ons gaan vanaand 'n bietjie gesels uit die boek van Jesaja. Nou, daar is min dinge in die lewe. Ons dank die Here vir die woord vanaand, wat hy vir jou wil gee. En weet jy wat, ek is maar net 'n werktuig vir hom. Ek is net 'n instrument om die woord te bring. Maar ek wil vanaand vir jou sê, vat dit. Dis 'n betroubare woord, dis 'n openbaring, dit is 'n waarheid, dis wat die Here vanaand vir jou wil sê, vir jou wat dit nodig het, soos ek het dit nodig om te hoor, ek het dit nodig om te lees, ek het nodig om dit te verstaan, so ja, dit is nodig om regtig dit te hoor, en die Here wil deur sy woord met jou praat, en hy gebruik ook iemand, so vanaand is hy my gebruik, om vir jou hierdie woord te gee, dankie, hallo kyk hier goed in met julle, so ja, daar is min dinge, wat 'n mens so seer maak, soos om vergete te voel, om te voel, jy maak nie meer saak nie, om te dink, God het seker van my vergeet, maar weet jy wat, maar in Jesaja 49 vers 16,
spreek die Here hierdie ongelooflike mooi woord. Hoor wat sê hy daarson, Jesaja 49 vers 16. Hy sê kyk, ek het jou in die handpalms gegrafeer. Jou mure is gedurig voor my. Wil jy moet oplet, wat sê die Here hierso? Hy sê kyk, ek het jou in die handpalms gegrafeer. Hy sê nie, ek het dit met ingeskryf of met 'n potlood geskryf nie. Hy sê ek het dit, goeienaand Gerard, baie welkom. Groete vir Shamaine. Baie pertinent moet ons verstaan wat die Here hier vir my en vir jou sê. Hy sê ek het jou in die handpalms gegrafeer. Dis nie met 'n ingeskryf nie. Dis nie net geskryf nie. Nee, weet jy wat? Hier kom dit en die Here sê, weet jy wat? Jou naam is in my handpalms gegrafeer. Dis permanent. Dis onuitwisbaar. Dis vir altyd. Dis vir altyd. Hoor gehou? Dis vir altyd. Vandag moet ek en jy God se hart hoor uit hierdie vers uit. Jy is nie vergete nie. Goeienaand Adel, gaan met julle, groete daar vir ma. Jy is nie vergete nie. Al voel jy vanaand so, jy moenie verwerp voel nie. Jy is nie 'n verwerpene nie. Jy's ook nie onsigbaar nie. Moenie dink jy's nie sigbaar nie. Weet jy wat? God sien dit. Jou naam, hoor wat sê hy daar? Jou naam is in die handpalms gegrafeer. Nou wat beteken dit? Verduidelik. Goeienaand Jan, groete vir jou en Fred. Dit beteken God ken jou naam. Hy ken jou storie. Hy ken jou verlate, hy ken jou hartseer, hy ken jou pyn, hy ken jou stryd. Hy verstaan presies hoe jy vanaand voel. En weet jy wat? Jesus kom en hy sê hierdie mooi woorde in Johannes 10. Hy sê Jesus sê ek is die goeie herder. Hoor mooi. Ek ken my skape en my skape ken my. Is dit nie? So wanneer jy vanaand God se hart hoor, moet jy vanaand besluit om jou gedagtes te verander, om te sê ek verwerp dit wat die Satan in my kop kom sit om te sê ek is nie goed genoeg nie. Ek voel vergete. Goeienaand Bianca. Ek is verlore of jy is nie verlore nie. Jy is nie onuitwisbaar nie. Weet jy wat? Kan ek vanaand vir jou sê, hierdie Jesaja verwys baie na Jesus en hierdie handpalms verwys na die kruis. Kom ek verduidelik gou vir jou, wat beteken dit? Hierdie teks kry sy diepste betekenis by die kruis. Dit kom terug na die kruis toe, want Jesus se hande was deurboor. Hoor gou mooi. Spykers was in sy handpalms ingeslaan. Die bloed het gevloei. Daar was pyn betrokke. Hy ken lyding. Hy verstaan wat dit beteken om dit te doen. Hoekom? Nou vra jy vir my hoekom? Omdat jou naam daar is. Kan jy vanaand 'n dankbaarheid betuig? Kan jy net vanaand 'n bietjie, kan ek die hartjies sien opgaan in die likes? Kan jy net vanaand sê ek is dankbaar? Maar dit bedoel, skryf dit hier neer. Skryf dit. Weet jy wat, is lekker om dit te verstaan. Want jou naam is daar geskryf. Kan jy net vanaand vir die Here sê, Here, dankie. Dankie dat my naam in u handpalms geskryf is. Sien jy daar? Verstaan jy die kruis? Verstaan jy hierdie gedeelte wat dit beteken? Dit verwys na die kruis. Daar waar daardie spykers deur die handpalms gedeurboor is. Elke spyker skree, ek doen dit vir jou. Wat beteken dit dan? As jy voel jy's verlore. Dit is 'n leuen. Jesus sal dit nooit doen nie. Hoekom het Jesus dan dit kom vat? Hoekom het hy die pyn en die lyding kom vat op die kruis? Elke wond sê, jy is myne. Ek is syne. Vanaand sê ek dit. Ek sê dit vanaand omdat ek dit bedoel. Ek sê dit vanaand dat ek weet Jesus dit vir my gedoen het. Hy het my uit sy genade kom red, uit 'n duisternis, gisteraan se geestelike lig preek. En dit besef 'n mens elke dag, hoeveel mense daar buite is verlore. Daarom moet jy hierdie boodskap sê. Daarom moet jy verstaan wat die mense praat en hoe die mense Jesus uitbeeld en hoe die mense verstaan wat beteken die kerk en wat die waarheid is en hoe hierdie vanaand vir jou iets beteken. Dit is 'n woord van bemoediging, want die woord stig vir troos en bemoedig my en jou vanaand. En hierdie is 'n woord van bemoediging, dis vanaand iets wat jy moet hoor. Weet jy wat, jy is dalk op jou laagste. Jy is moeg, tot jou moeg is moeg. Vanaand voel jy net, ek kan nie meer nie. Wat beteken dit? Die handpalms waar in jou naam geskryf is
is dieselfde handpalms wat deur die kruis deurboor is. Jy gaan dit eendag beleef, jy gaan dit sien. Weet jy wat? Die wêreld wys vergeet. Ek sê altyd, in my hele lewe, in my bediening, is ons besig om na die Paasnaweek toe te gaan. Dis die mooiste tyd op die kerkkalender. Dis die belangrikste tyd op die kerkkalender. 'n Paasnaweek is 'n tyd waar 'n mens by die kerk moet wees, is 'n tyd waar 'n mens die kruisiging en die opstanding moet kom vier, is eintlik 'n tyd waar jy jou dankbaarheid moet kom betuig. Dis 'n tyd waar jy Jesaja 49 vers 16 hoor. Dis 'n tyd waar jy verstaan wat dit beteken, jou kosbare naam, jou identiteit. Die wêreld wys ons Jesus het vergeet, of die wêreld wys dat ons is dalk 'n vergete geslag. Jou vriende vergeet, jou familie vergeet. Maar weet jy wat? Mense laat jou val. Maar hoor wat sê die Here in Jesaja 49 vers 15. Een vers net bo hom. Ek kry die twee net om. Hoor gou wat sê hy. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Hoor mooi. Dat sy haar nie ontferm oor die seun van haar skoot nie? Ja, natuurlik, dit gebeur. Hoor gou. Of skoon hulle sou vergeet. Nogtans sal ek jou nie vergeet nie. As jy dalk vanaand Jesus vergeet het, as jy dalk vanaand vergeet wat beteken kerk vir jou, wat beteken die woord vir jou, al beteken jy vanaand, maar weet jy wat, ek het al so seer gekry in baie opsigte, sê die Here, weet jy wat, al is jy daar iewers, al voel jy so, ek wil vanaand vir jou sê, ek het jou nog nooit vergeet nie. Is dit nie mooi nie? En dit is wonderlik om dit te hoor. Ek beleef dit om vandag boodskappe te kry, om te sien en te hoor wat gisteraan se woord, die getuienis wat dit gisteraan uitgebring het. Alle eer aan die Here. Dit beteken die Heilige Gees het raakgeval. Die Heilige Gees het met iemand gewerk en dis my gebed. Dit was my voorbinding dat die Here se Gees net sal werk. Weet jy, kan ek vanaand vir jou sê dat jou identiteit lê in God se hande. Niemand kan jou uit sy hande vat nie. Niemand nie. Nie jou verlede nie. Maak klaar met jou verlede. Ek het dit gisteraand ook gesê. Nie mense se opinies nie. Nie jou mislukkings nie. Of selfs jou suksesse nie. Hoor gou baie mooi. Hoekom? Ek wil vanaand vir jou sê, hoor mooi. Jy is nie 'n fout nie. Ek is 'n fout. Nee, jy is nie 'n fout. Jy's nog minder 'n mislukking. Jy's nog minder 'n ongeluk. En jy's ook nie 'n las nie. Kan ek vanaand vir jou sê, jy is nie 'n las nie. Weet jy wat? Jy is gekies. God het jou gekies. God het besluit om dit vir jou te doen. Hy het 'n plan. Gaan lees Psalm 139. Gaan lees dit. Gaan lees dit. Jy's geliefd, man. Die Here het jou oneindig lief. Jy is gewild by God. Jy is. Jy mag dalk nie by mense gewild wees nie. Maar jy's gewild by God. En jy is waardevol. Baie waardevol. Hoor mooi wat ek vanaand vir jou sê. Hoor wat sê. Kan 'n vrou haar suigeling vergeet? Die wêreld vergeet, jou vriende vergeet. Wanneer jy Jesus aanneem, stoot hulle jou selfs weg. Maar weet jy, kan ek vanaand vir jou sê, wanneer jy bang is, onthou, jou naam is in sy hand. Kan ek dit vanaand vir jou sê? Wanneer jy alleen voel, waar jy nou alleenheid voel, jou naam is in sy hand. Wanneer jy geval het, wanneer jy val, is oké. Wanneer jy in 'n dal van doodskaduwee sit, is oké. Jou naam is in sy hand. Dit verander nie die saak nie. Wanneer jy selfs bid en niks gebeur nie, jou naam is in sy hand. Wanneer mense jou los, jou naam is in sy hand. Glo my vanaand. Die woord sê dit, daar is dit. Ek gee vir jou skrif vanaand. Ek gee vir jou 'n woord vanaand. Ek gee vir jou 'n kosbare woord. Ek gee vir jou 'n kragtige woord. Ek gee vir jou 'n belofte. Ek sluit af. Ek wil vanaand net vir jou sê. Jesaja 49 vers 16. Kyk, ek het jou in die handpalms gegraveer. Dis permanent. Glo dit vanaand, dis permanent.
Jou naam is daar, jy is syne. Kan ek vanaand vir jou sê, wil jy nie asseblief daar langs van skryf? Kyk daar, ek het geskryf daar. Spykers in sy handpalms. Daar het ek 'n spyker gemaak. Daardie spyker het 'n menigte krag. Dit het beteken dat die Here se bloed vir my en vir jou kom vrymaak het. Daar is nie meer lyding nie, daar is pyn, hierdie is wêreldse goed, maar die ewigheidswaarde hierna, wat ek en jy beleef. Onthou wat sê die Here. Hy sê, al sou hulle jou vergeet, nogtans sal ek jou nie vergeet nie. Here sal jou nie vergeet nie. So ek wil jou bemoedig vanaand. Ken sy stem, ken sy woord vanaand. Weet jy wat staan op, sê Here, ek bely. Ek bely ek is verkeerd, ek bely, is oké, dis oké. Dis oké om so te voel. Is oké, jy's net nie op 'n lekker plek in jou lewe nie. Dis goed, maar dankie dat die Here hand omkeer, jou lewe verander. Dankie dat hy jou gedagtes verander. Dankie dat jy weet wie jy is in Christus. Dat jy weet wie jy is in Christus. Weet jy wat? Verwerping, gedagtes van verwerping, gedagtes van vergete. Vandag wil ek vanaand vir jou sê, hoor God se hart. Hy sê, nogtans sal ek jou nooit vergeet nie, omdat jou naam in my hand geskryf is. Daar's dit vir jou. Dankie dat jy saam geluister het. Ek sien jou Sondag. Prys die Here. Ons sien julle Saterdag met die kinderuitreiking of met die uitreiking. Prys die Here, kom wees deel. Ek weet nou nie of dit nou al beperk is nie. Ek kan nie vir jou sê nie, maar weet jy wat, maak met getroude kennis of kontak. Yes man. Ons gaan sit tyd in die kinderlose harte. Weet jy wat? Kom bid bietjie vir 'n kind. Kom lê bietjie jou hande. Kom bid dat die Here hulle toekoms sal verander. Niemand is gebore om in ellende te lewe nie. Niemand is gebore om dood oor hulle lewe te hê. Ek wil dit vanaand vir jou ook sê. Jesus sê dit sommer vroeg in die woord. Hy sê kies lewe of kies dood. Kom ons kies die lewe sodat ek en jy kan lewe. Jesus Christus, like jou man. Hy wil dit vir jou gee vanaand. Hy wil jou lewe verander. In 'n gebroke wêreld. God dank vanaand. Nog 'n ding waaroor ons dankbaar kan wees, is dat ons is in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld nie. En daarvoor dank ek die Here. Ek eer en dank die Here daarvoor, dat ons ewigheidswaarde nie hier lê nie. Dat ons ewigheidswaarde saam met die koning van die konings is. Eendag, hoor gou mooi, gaan ek en jy hom in die oë kyk. Here, dankie daarvoor. Here, baie dankie vir vanaand se woord. Dankie vir u kosbaarheid. Dankie dat u ons liefhet, Here. Dankie dat ons weet vanaand is ons naam in u hand geskryf. Dankie vir daardie spyker, Here, wat deurboor is, sodat ons redding en genesing kan ontvang. Nie net fisiese genesing nie, Here, maar die geestelike genesing, sodat ons kan getuig. Geestelike genesing maak die tong los, werp die kennis op die hart, die woord van God is op die harttafels uitgegraveer. Die Heilige Gees het 'n doping op ons lewe, die krag van God het op ons geval. Wie kan ons aanraak? Ons is vanaand beskik. Ek wat vernag by die Allerhoogste skuil. Dankie daarvoor, Here. Die krag van engele wat ons beskerm elke dag van ons lewe. Dankie daarvoor. Ons eer U in Jesus naam. Seën elkeen vanaand en hierdie nag, Here, dat hulle werklik vanaand net in rustigheid kan wees. Bekommernisse. Miskien is daar bekommernisse, miskien is daar vanaand net iets om te vra. Daar is dalk baie vrae, Here. Maar Here, dat U rustigheid, die waters van rustigheid, van kalmte, van U krag oor hulle sal vloei. Dankie Jesus. In Jesus naam eer ons dit. Amen. Baie dankie julle, die Here seën. Dankie dat julle vanaand saam geluister het. Ek is ewig dankbaar dat julle werklik daar is. Kom Sondag met 'n verwagting. Rustige aand vir julle ook, Wanda, baie in nie. Willemien, lekker slaap julle, Esther. Hier gaan ek gou 'n bietjie aandag in die boodskap hier sê. Yes, ons bid vir julle. Amen man. Jesus, dankie vanaand vir julle dat julle daar is. Dankie tuis. Lekker aand vir julle, Katie. Lekker aand, lekker. Monja sê ek moet julle herinner, die mense van die manna gaan kyk op die groep. Gaan kyk op. Hè? Ja, sy sê gaan kyk op die groep. Almal moet gaan kyk.
Serapi mannegroep. Weet nie, ek weet nie, is daar 'n mannegroep? Ja, daar is natuurlik 'n mannegroep. Gaan kyk, daar sê hulle. Daar's 'n paar goedjies wat jy daar kan koop of wat ook al. Gaan kyk gou 'n bietjie. Daar sit 'n groot skenking, ongelooflike skenkings ingekry. So vanaand het jy iets nodig, daar's baie mooi goed. So julle kan gaan kyk. Sê sy, dankie julle. Here seën julle, hoor. Sien julle Sondag, Vrydag aand, lekker jeug, ons jeug groei. Dankie, daar's nuwe mense. Weet jy, ons het soveel navraag oor die mense wat kom. Ons dankie Here, maar dankie dat elke een bid. Kom ons bid vir Sondag. Kom ons bid dat die siele sal inkom, dat hulle die woord sal hoor van die Here, dat die Here hulle sal bless. Thank you guys. Good evening. Have a wonderful evening. You guys must have a lekker night. 'n lekker aand vir julle. Jesus like julle.